By 'n huweliksbevestiging is daar 3 groepe mense teenwoordig. Die huwelikspaar, of die bruidspaar, die gaste en die vriende van die bruidegom, en dan hulle wat nie deel aan die huweliksbevestiging nie. Nou iewers in hierdie huweliksbevestiging pas ek en jy in by een van hierdie 3 groepe gaste. En ons moet uitvind waar pas ons in. En ons sien ook baie duidelik hoe Jesus dan die voorbeeld van die huweliksbevestiging gebruik om vir ons 'n baie, baie sterk geestelike boodskap oor te dra. Nou die vraag is natuurlik, hoekom lê ons so baie klem op die bruid en die bruidegom? En hoekom gebruik Jesus nou juis hierdie spesifieke voorbeeld van die huweliksbevestiging? En daar is 'n baie goeie rede daarvoor. En nou sien ons, wanneer ons kyk na Johannes is 'n baie spesiale evangelie, want hy is geskryf spesifiek vir die wedergebore gelowiges. Nou sien ons hier in Johannes 13 vers 30 af, van daaraf dat Judas uit die geleedere van die disippels uit is, vind daar 'n baie skerp omdraai plaas in Jesus se aanslag teenoor sy disippels. Daar kom 'n sagtheid en 'n tederheid en 'n intimiteit. En dan sien ons na Johannes 13, sien ons dan natuurlik Johannes 14, wat vir ons 'n baie, baie belangrike leidraad gee. En kom ons kyk wat sê die woord vir ons in Johannes 14, want Johannes 14 gebruik Jesus om eintlik die Joodse huweliksbevestiging van daardie tyd te gebruik om vir ons 'n gedagte oor te dra. Johannes 14 vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Nou hier is 3 belangrike gedagtes wat ek hier wil uitlig. Jesus sê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, dan kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. So nou sien ons die gedagte hier van die Joodse huweliksbevestiging en hoe Jesus dit as 'n voorbeeld gebruik. Hy het weggegaan, hy het opgevaar en hy het vir ons gaan plek berei. En dan die belangrike ding is, dan kom hy weer en hy kom om ons te kom haal, die wat deel uitmaak van sy bruid. Kom ons haal om ons te neem na waar hy is. En dit is die hart van hierdie gedagte. Hy kom neem ons na waar hy is. Nou die gedagte vir hierdie aanbieding gaan dan juis oor hierdie vraag, wat beteken dit om bruid te wees vanuit 'n Bybelse konteks? En as Jesus hierdie vergelyk met die geestelike, hoe vergelyk hy dit met die geestelike? Nou net soos met 'n gewone huweliksbevestiging, iewers moet daar 'n ontmoeting plaasvind tussen die bruid en die bruidegom. En dan kom daar 'n punt na mate die verhouding ontwikkel het, dat hy die bruid vra om te trou. En dan het sy 'n keuse, sy sê of ja, of sy sê nee. Nou Jesus het spesifiek na ons as mens toe gekom, en het 'n huweliksaanbod aan ons kom maak, vir een spesifieke rede, en dit is dat hy het die potensiaal in ons gesien. Nou huidiglik, terwyl ons nog in hierdie aardse liggaam is ons eintlik soos 'n wurm in 'n kokon. En dit is waarom dit so belangrik is dat in 1 Korintiërs 15 vers 50 en verder, waar daar eers 'n aflegging van hierdie aardse liggaam moet plaasvind, sodat ons in die hemelse heerlikheid opgeneem kan word as bruid van Christus. Nou ek het hier sommer so 'n sketsie ingebring van 'n wurm in 'n kokon. En dit is presies waar ons is en hoe ons lyk op hierdie stadium. Ons is reeds 'n lewende organisme, maar ons is vasgevang binne in hierdie kokon. En hierdie wurm binne in hierdie kokon kan nie tot sy volle reg kom alvorens hierdie kokon breek en daar iets anders uit hierdie kokon uit voortkom nie. Nou die oomblik wanneer die kokon gebreek het, dan is dit wat gebeur. Daar kom 'n pragtige vlinder of 'n skoenlapper uit daardie kokon uit. Wat eens 'n wurm was, het nou verander in 'n pragtige skoenlapper. En dit gee vir ons so ietwat van 'n idee van dit wat ons nou is terwyl ons in hierdie aardse liggaam is en dit wat ons gaan word die dag wanneer Jesus ons verlos van hierdie aardse liggaam en ons in 'n oogknip in 'n oomblik verander gaan word en gaan bekleed word met 'n nuwe hemelse liggaam. So met hierdie nuwe verheerlikte liggaam
kan ons nou die bruid van Christus word. En so word ons dan opgeneem in sy heerlikheid, geregverdig en geheilig, vlekkeloos en sonder rimpel. Kom ons kyk wat sê hierdie volgende skrifgedeelte vir ons in 1 Korintiërs 2 vers 9. Nou, Paulus beskryf dit so mooi. Hy sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie. Wat God berei het vir die wat hom lief het. So ons kan ons nie indink dit wat vir ons bestem is, dit wat voorlê nie. Nou kom ons kyk na ons volgende paar gedagtes. Wat behels dit om bruid te wees? En kom ons vergelyk dit weer eens met die aardse bruid en bruidegom en met die huweliksbevestiging. 'n Bruid verbind haar onlosmaaklik aan haar bruidegom. Daar is nie 'n manier dat 'n bruid in 'n huwelik ingaan en haar hart is verdeel. Sy het nog nie oog op iemand anders nie. Dan is dit nie 'n goeie huwelik nie. Volgende gedagte, 'n bruid is opgewonde. As 'n bruid nie opgewonde is oor haar voornemende huwelik nie, dan is daar groot fout. Dan moet daai huwelik nie plaasvind nie. Daar moet 'n opgewondenheid wees. 'n Bruid het dan ook 'n verwagting. Sy verwag en sy sien uit en sy beplan en sy maak reg vir daardie dag waarop hulle besluit het wat die huwelik voltrek gaan word. En dan natuurlik, 'n bruid maak gereed. Al die beplanning, die voorbereiding, die lokaal, die blomme, die hare, die rok, die gremering, die prediker en wat nog, om alles in plek te kry en gereed te kry vir daardie groot dag. Sy los basies nie 'n steen onaangeroer om reg te maak vir daardie groot dag nie. Nou, ek het nog nooit 'n bruid gesien wat sommer net voorskoot afhaal en dan stap om te gaan trou nie. Nee, daar is baie voorbereiding wat gedoen moet word en daar is natuurlik ook baie onkostes daaraan verbonde. Dan 'n verdere gedagte, 'n bruid vertel vir almal. Sy is so opgewonde, sy kan dit nie vir haarself hou nie. Sy moet vir almal vertel van haar voorgenome huwelik. So as jy opgewonde is, dan kan jy dit nie stilhou nie. Ja, en nou die hartseer, soveel mense wat nie wil glo in die wegraping nie. Hulle mis eintlik uit op al hierdie lieflikhede, op al hierdie heerlikheid, hierdie verwagting, hierdie opgewondenheid, hierdie deel met vriende, hierdie regmaak, hierdie in orde kry. Hulle mis uit op al hierdie dinge. Want wat 'n verskriklike verwagting is dit, as jy die wederkoms van die Here moet verwag, en voordat jy by hom gaan uitkom, lê daar 'n groot verdrukking voor. Dit maak mos nie sin nie. Nou kyk ons na ons volgende gedagte. Wat gaan in die bruidegom se hart aan? Nou in hierdie geval is ons bruidegom natuurlik Jesus Christus, wat gaan kom om sy bruid te kom haal met die wegraping, en dit is waarop ons hoop en waarna ons uitsien. Nou daar is ook 'n opgewondenheid in sy hart, want hy het reeds die duurste prys vir sy bruid betaal. En hy die duurste prys betaal, omdat hy die potensiaal in haar gesien het. Nou net soos maar die bruid, die bruidegom het vir die bruid gevra of sy met hom sal in 'n huwelik tree, en sy het natuurlik ja gesê. En dan natuurlik wanneer die bruidegom gaan om die plek reg te maak, het hy hom ook onvoorwaardelik verbind aan daardie bruid. Daai bruid is die hele tyd in sy gedagtes. En wat so kosbaar is, as ons kyk na die woord, dan sien ons dat Jesus is op hierdie stadium voor die troon van die Vader, waar hy ook vir ons intree. Die Heilige Gees tree vir ons in, en ook Jesus tree vir ons in. Ons is die hele tyd in sy gedagtes. En kom ons kyk na hierdie volgende skrifgedeelte. 1 Johannes 5 vers 20. Nou wanneer ons kyk na die gedagte van Jesus, het hom onlosmaaklik aan sy bruid verbind. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Hebreërs 5 vers 9. En nadat hy volmaak is, Jesus Christus, natuurlik waar hy in sy volmaakte heerlikheid voor die troon van die Vader is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. So hier sien ons ook weer duidelik 'n voorwaarde wat in hierdie skrifgedeelte vir ons opgeteken is.
Aan almal wat hom gehoorsaam is, het hy 'n bewerker van ewige saligheid of heerlikheid geword. En wat gaan in die bruidegom se hart aan? Ons volgende gedagte: hy koester sy bruid. Daar is 'n sagtheid en daar is 'n tederheid. En die Here hou sy hand oor sy bruid. Die bruid is verborge in hom. En as Vader na ons kyk, dan sien hy nie ons met ons swakhede en ons tekortkominge nie, maar hy sien ons reeds in ons volmaakte toestand wat Jesus vir ons berei het. Nou as ek sommer my hande so kan gebruik as 'n voorbeeld, ek is verborge in Christus. So wanneer die Vader na my kyk, dan sien hy nie vir my raak met al my foute, swakhede en tekortkominge nie. Hy sien my aan in Christus Jesus, volmaak, geregverdig, heilig en vlekkeloos. En dit is juis een van die redes hoekom ons nou alreeds met soveel vrymoedigheid na die troon van genade kan gaan om gered en gehelp te word. God sien ons aan in Christus Jesus en nie vir wie en wat ons nou is nie. Kyk hoe mooi bevestig hierdie skrifgedeelte dit vir ons, Kolossense 3 vers 3. Want julle het gesterwe, maar nou moet ons onthou dat hier praat hy met mense wat wel lewe. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Kyk na hierdie skrifgedeelte, Efesiërs 5 vers 29, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Nou soos ek aanvanklik gesê het, daar is 3 groepe betrokke by die bevestiging van die huwelik. En ons eerste groep waarna ons gaan kyk, is dan die bruid en die bruidegom. En kyk wat sê Johannes, hier in Johannes 3 vers 29. Hy wat die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome. So Johannes wat sê, hy wat die bruid het, is die bruidegom. Nou die tweede groep waarna ons kyk, is dan die gaste en die vriende van die bruidegom. Matteus 22 vers 8. Daarop sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Vers 9, gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. Nou hier kom die hartseer van die saak in, waar hy sê, dat die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Of die genooides het dit net eenvoudig nie waardig geag om te gaan na die bruilofsmaal toe nie. En ons dink byvoorbeeld aan die gedeelte in die woord waar hy sê dat die een het gesê ek het 'n vrou getrou, en die ander een het 'n paar osse gekoop, en die ander een het 'n stuk grond gekoop, en so het elkeen van hulle self verontskuldig, dat hulle nie moes gaan na of nie kon gaan na die huweliksbevestiging toe nie. So hulle was dit nie werd nie. Maar in sy genade kom die Here en hy reik sy genade uit na al die ander toe, en die wat wil, kom in na die bruilofsmaal toe. Maar hulle maak dan deel uit van die gaste. En die verskil tussen die gas en die bruid is, die gas sal nooit die plek van die bruid kan inneem nie. En die bruid is nie 'n gas nie, sy is die bruid, en sy beklee 'n uiters unieke posisie. En dan sien ons natuurlik nou die laaste groep waarby ons stil staan, Lukas 14 vers 24, want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie, want hulle dit nie waardig ag om op te daag vir die bruilofsmaal nie. En dan 'n laaste skrifgedeelte waarmee ek dan wil afsluit, Lukas 13 vers 23, toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Nou hier sien ons weer eens die voorbeeld van 'n voorwaarde. Stry hard. As jy wil deel uitmaak van die bruid van Jesus Christus, beteken dit, daar sal 'n drastiese poging van jou kant af moet kom. Kan ons werk vir saligheid? Nee, ons kan nie werk vir saligheid nie. Maar ons kan strewe daarna
om in die regte verhouding met die Here te staan. En in hierdie strewe om in die regte verhouding met hom te staan, het ons natuurlik die wedergeboorte nodig. Nou geliefde, waar pas ek en jy in tussen hierdie 3 groepe? Leef daar 'n bruidsverwagting in jou hart? Is jy besig om gereed te maak? Is jy opgewonde? Is jy besig om met ander te deel oor jou voornemende huweliksbevestiging met die koning van die konings en die Here van die Here, Jesus Christus ons verlosser? Leef dit in jou hart? Of is jy maar net 'n nominale kerkganger, 'n nominale Christen, wat nie regtig al ooit oor hierdie dinge gedink het nie? Maar ek wil vertrou dat hierdie vir jou regtig gaan uitdaag, om jou gedagtes bietjie te laat gaan. Waar staan jy ten opsigte van hierdie saak? Waar staan jy in jou verhouding met Jesus Christus? Nou, om bruid van Jesus Christus te wees, gaan 'n prys kos. Maar die beloning is onbeskryflik. Vir ewig en vir altyd in sy lieflike en heerlike teenwoordigheid, met 'n verheerlikte liggaam, sonder vlek, sonder rimpel, gaan ons saam met hom heers vir ewig. Wat 'n wonderlike vooruitsig, en wat 'n groot verlies as ons dit gaan mis. Maar mag hierdie woord vir jou regtig uitdaag en vir jou help om ook op die punt te kom dat jy ook verseker kan weet dat jy deel uitmaak van die bruid van Christus. Nou, baie dankie dat jy saam met my gekuier het, en tot ons weer gesels, vrede vir jou.